Goeienaand almal, is Japie hierso. Ek wil praat oor wanneer 'n dag begin. Dit mag klink asof dit nie belangrik is nie, maar eintlik is dit belangrik. As mens wil die Sabbat onderhou, is dit goed om te weet wanneer 'n dag begin. Anders gaan jy vir 12 ure nie die Sabbat onderhou nie en so eintlik Sondag, sonder dat jy dit weet. So kom ons kyk gou daarna. Baie mense, as hulle begin leer van dat hulle die gebooie moet onderhou, dan hardloop hulle na die Jode toe, na die Edomite, want die Jode is nie Israel nie. En gaan kyk hulle, hoe doen daardie mense dit? Die beste is, gaan kyk wat sê die Bybel, hoe moet jy dit doen? Wanneer begin 'n dag? Moenie luister vir die Jode nie. En kom ons kyk wat sê die Bybel. Ek gaan gou hierso in Genesis 1 iets lees, en dan net in Levitikus. So, dit gaan nie 'n lang video wees nie. Dis klaar goed genoeg bewyse vir my dat die dag begin wanneer ek sê dit begin. And Yahweh said, let light be and light is. Kom ons kyk hoe sê die King James version dit. Ek kan nie van. And Yahweh said, let there be light and there was light. Ja, dit klink beter. En so sien Yahweh eerste die lig gemaak. And Yahweh saw the light, that it was good, and Yahweh divided light from the darkness. So ons sien Yahweh het eerste die lig gemaak, en toe die duisternis van dit geseparate. Nee? So lig eerste, donker tweede. And Yahweh called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. Sal net tot daar lees. And the evening and the morning the first day. So wat sê dit vir jou? Lig eerste, duisternis tweede, dan sê dit, and the evening, so lig tot die aand toe, and the morning, so donkerte tot die oggend, wanneer die son weer gaan opkom, dag 1. Dis wat dit vir jou sê. So eintlik hier so klaar sê dit vir jou, dat 'n dag begin as die son opkom. Die eerste 12 ure is lig, en dan die 12 ure daarna is donker, en dan is dit 'n dag. Dis wat hier staan. En ons kan dit duidelik sien in hierdie 3 verse, Jou het eerste die lig gemaak vir 12 ure, en toe duisternis geseparate, wat nog 'n 12 ure was, dit was dag 1, né? Baie maklik. Selfs 'n kind kan dit verstaan. Kom ons kyk gou na hierdie ene, Levitikus 23, weer Young's Literal Translation. Sit hom sommer hierso op die New King James Version. Kom ons gaan maar terug daar. Levitikus 23, nou die fees, hierdie spesifieke fees, wys vir jou wanneer begin 'n dag. Ek sê dit wat ek dink Yahweh wou hê die mense moet weet wanneer begin 'n dag, deur hierdie een fees spesifiek so te maak, dat ons moet weet, die dag begin as die son opkom. En dit is die Day of Atonement. Nou moet my nie vra wat beteken atonement in Afrikaans nie. Ek weet nie. Atonement, ek gaan nie dit nou gaan opsoek nie. And Yahweh spoke to Moses saying, also the 10th day of the 7th month shall be a day of atonement. It shall be a holy convocation for you. You shall afflict yourselves and offer an offering made by fire to Yahweh. And you shall do no work on that same day. For it is the day of atonement, to make atonement you before Yahweh Elohim. Hierdie is die belangrikste fees van Yahweh van die jaar. Elke jaar is hierdie die belangrikste dag van die jaar. Die grootste fees. En soos julle sien, dit is nie 'n fees soos in jy party nie. Dit is 'n fees van jy vas en bid en bely al jou sondes en jy vra vergifnis vir alles wat jy verkeerd gedoen het. En hierdie spesifieke fees is ook vir jou wetende sondes, né? Nie net vir jou onwetende sondes nie. Met hierdie festival kan jy dan ook jou wetende sondes vergewe. So en dis baie belangrik, en dit is ook hoekom jy hierdie fees moet onderhou. Dis hoekom jy jou as 'n fees moet onderhou, want dit is baie belangrik. Dit kan lei tot jou verlossing, dit kan lei tot vergifnis van wetende sondes. The Day of Atonement, dis baie belangrik, né? Mense dink die feeste was daai tyd gewees en dit het maar net verwys net na
events van die toekoms, soos Joshua se geboorte, is tabernacles, en die Joshua se dood is die Pascha, en Pentekost is Jahwe se gees uitgestort, en dis nie al wat dit is, dit is nog steeds van toepassing op ons vandag, soos julle kan sien, hierdie dag van atonement, is nog steeds geldig vandag vir my en jou. So dit is hoekom dit goed is om 'n dag af te sonder, om te probeer die regte dag af te sonder vir jou, te vas en te bid. Hy sê hierso, jy moet vas, en hy sê ook, jy mag nie werk nie. Anders gaan jou afsny van sy volk. Dis hoe belangrik dit is. For any person who is not afflicted in his soul, on that same day shall be cut off from his people. Daar sê hy dit, né? Hierdie afflicted in his soul verwys na vas. And any person who does any work on that same day, that person I will destroy from among his people. Wil jy vernietig word as gevolg van jou onkunde? Dat jy nou nie hierdie fees gerus het en op die fees gerus en gevas het nie? Dat jou gaan destroy? Die Bybel sê juis, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis van die wet. En dan sê hy hierso 31, you shall do no manner of work, it shall be a statute forever, throughout your generations in all your dwellings. Sien, forever, nou hoe lang is forever? Forever is forever. So dit beteken dit geld vir ons ook. Dit het nie vir Israel in daai tyd gegeld nie, vandag nog geld dit. Forever. En op vers 32, it shall be to you a Sabbath of solemn rest. You shall afflict yourselves on the 9th day of the month at evening, from evening to evening, you shall celebrate your Sabbath. Nou ons sien hier so duidelik dat 'n dag begin in die oggend volgens hierdie fees, want hy sê dis die dag van atonement. 24 uur lank, né? En dan sê dis op die 10de dag, the day of atonement. Maar dan sê hy in vers 32, jy begin hierdie fees, jy begin rus op die 9de dag in die aand tot die 10de dag met die aand. So van die 9de dag aand tot die 10de dag aand rus jy. So daar is net een conclusion wat jy kan hê so, is dat tussen hierdie aand van die 9de en die aand van die 10de moet die volgende dag begin het. Nou wanneer is dit? As 'n dag begin in die aand, soos baie mense vandag sê, né? Dan sou hierdie mos net gesê het, jy begin die aand van die 10de tot die einde van die aand, die volgende dag, of nie die volgende dag, tot die einde van die aand. Van aand tot aand, die 10de dag. Dis hoe jy dit doen. Maar dis nie wat hy sê nie, hy sê, jy begin die aand van die 9de tot die aand van die 10de. Wat vir jou sê, die dag begin as die son opkom. Dis wanneer die dag begin. So daar het ons dit. Daar is 'n ander voorbeeld wat ons kan nou verwys na Lot en sy dogters. Daardie verhaal, maar ek gaan nie nou daaraan gaan nie. Ek glo nie dis eers nodig om daai bewys ook te gee nie, maar daar weer eens sien mens dat 'n dag begin in die oggend met daardie storie van hulle toe Lot en sy twee dogters gevlug het en in 'n grot gaan bly het. Maar in elk geval, ek dink hierdie is duidelik genoeg om te kan sien dat 'n dag begin as die son opkom, né? En dis logies, is dit nie logies nie? Mens voel mos, dis wanneer 'n dag begin. Jy voel nie 'n dag begin as die son begin ondergaan nie. Dis net weird. Dag begin as die son opkom. Dan begin 'n dag. En dit voel ook so. Maar mense probeer dit wegsteek dat dit so voel, want jy dink die Bybel sê iets anders, né? Groete vir julle. Bye.